In hierdie video gaan ons kyk na meting, dis die onderwerp, en dis vir enige graad 10 tot 12 leerder van wiskunde gelet. Nou, ek noem hierdie video boumateriaal, jy sal sien hoekom. Ons gaan na 'n voorbeeld kyk van 'n tipe vraag, iets wat jy dalk in die eksamen sal sien, of al gesien het. Ok, nou, 'n vraag oor boumateriaal sal iets wees soos, hoeveel van iets het ek nodig? Of hoeveel van iets moet ek koop? En kom ons kyk na jou voorbeelde. Afhangend van jou toets kan dit iets wees soos, hoeveel teels het ek nodig? As ek teels, ek wil 'n klomp teels in 'n kamer insit, dan kan die volgende een iets wees soos, okay, hoeveel bakstene het ek nodig? Die baksteenmuur, of hoeveel stene het ek nodig? So ek wil klomp stene om my swembad aan lê. En daar was al vrae oor mat, sê nou maar ek wil my hele kamer vol, ek wil matte insit in my hele kamer, so hoeveel gaan dit aan my kos? So hier in hierdie lyntjie kan ek insit teels, bakstene, mat, enige tipe boumateriaal, ok? Hoe jy hierdie vraag sal aanpak, kyk na die groot ding wat jy, die groot objek, dit sal nou iets wees soos die vloer, ok? En nou wil hulle weet hoeveel teels gaan hier inpas. So dis die vraag, hoeveel teels moet ek koop, hoeveel gaan hier inpas? En dit kan al jy eendag wees. So, ja, hierdie vraag is baie relevant. Nou die rede hoekom jy nie net die goedjies gaan inteken en dit tel nie, is omdat hierdie prentjie of hierdie illustrasie en die in jou toets is nie volgens skaal nie. So ons gaan moet 'n wiskundige manier kry. Okay? Nou die stappe wat ek vir jou gaan gee. Eerstens werk uit die oppervlakte van die groot gebied, dis jou vloer, en dan werk jy uit die oppervlakte van een klein deel. En dan kan jy mos 'n klein sommetjie doen om te kyk hoeveel gaan daar inpas. Okay? So kom ons skryf alles neer. Kom ons kry dit op papier. Eerste werk jy die grootte of die oppervlakte, want dit is mos maar die grootte, van die groot gebied. Nou die groot gebied in jou vraag kan die muur wees, of dit kan die vloer wees, kyk maar wat sê hulle daar. Okay, die oppervlakte van die groot gebied. Dan, wat is die oppervlakte of die grootte van een item? Okay, die kleintjie nou, een klein item. Soos een teel, een baksteen, of selfs een vierkante meter mat, stuk mat. Okay, en omdat dit nou gewoonlik is dit maar 'n vierkant, of dit kan 'n reghoek wees, so jy gaan die lengte maal breedte, en dit is maar gewoonlik die oppervlakte, né? Lengte maal breedte, as jy gewonder het. Okay, dan jou derde stap, jou laaste stap. Nou het jy die groot gebied, jy weet hoe groot dit is, die vloer, en nou weet jy hoe groot is een klein teel. As jy sê die groot gebied gedeel deur die klein gebied, dan sal jy weet hoeveel kleintjies daarin pas. So ek gaan sê die groot oppervlakte gedeel deur die klein oppervlakte. Okay? Dis 'n gewone klein telsommetjie tipe ding. Dis basies jou antwoord by nommer 1, by jou eerste stap, gedeel deur jou antwoord by nommer 2. Ok, nou moenie nou al verlore raak nie. Kom ons kyk na 'n vraag, sodat jy beter kan verstaan. Okay. Nou ek het hierdie vraag bietjie vereenvoudig. Kom ons lees hom saam. Lulu wil 'n baksteenmuur die grootte van 7 by 2 meter in haar voorerf bou. Hoeveel bakstene moet sy koop? Okay. En hulle kan nog vir jou vra, wat is die prys ook later? Maar daar is die baksteenmuur, en in hierdie vraag gee hulle ook vir jou die grootte van een baksteen. Okay, die baksteenmuur is 7 by 2 meter, die lengte, die wyte of die breedte, en daar is die klein een baksteen. So hoeveel van hulle moet ek hê? Moet ek koop? Ok, nou ons gaan ons stappe volg, wat jy in die vorige slide gesien het. Eerste stap, wat was dit? Die oppervlakte van die groot gebied, in ons geval is dit die oppervlakte van die hele muur. Nou 'n muur is mos nou 'n reghoek, nie? So, dis lengte maal breedte, 7 maal 2, en dit is 14 vierkante meter. Kom ek skryf hom net hier, volgende lyntjie. 14, en omdat dit oppervlakte is, moet jy 'n 2 by die m sit, so dis vierkante meter. Ok,
jou tweede stap is die oppervlakte van een baksteen. En dis dieselfde storie, die baksteen is ook lengte maar breedte. Nou kom ons gaan kyk na die baksteen. Moet nou nie te mekaar raak met al hierdie afmetings nie. Al wat ons soek is hierdie gesig, die een vlak van die baksteen. So die 190 is reg. Nou hoeveel is hierdie kante? Daai rand. Dis dieselfde as daai agterste een, so dit is ook 80. Okay, so die oppervlakte van een baksteen is die 80 maal die 190. Nou ek sien wat jy dink, of ek weet wat jy dink. Daar kan ook 'n vraag wees, hoekom is die eenhede nie dieselfde nie? En ek gaan bietjie later die eenhede omskakel, maar jy kan dit nou al doen in hierdie stap. Jy kan jou millimeter omskakel na meter. Jy kan dit doen. Ek gaan dit net bietjie later doen, want ek wil vir julle ietsie by dit wys, okay? Ek wil vir julle ietsie ekstra gee. So, kom ons sê, lengte maal breedte, 80 maal 190 millimeter, en dan gaan jou antwoord wees 15.200 millimeter, en daar's 'n klein tweekie daarbo. Weereens, jy kon dit al reeds omgeskakel het na meter toe. Ok, ek gaan nou in hierdie stap omskakel, so ek gaan sê, die millimeter moet omgeskakel word na meter. Maar omdat dit millimeter kwadraat is, of vierkante millimeter, en hierdie een is dan vierkante meter, is dit nie net normaalweg gedeel deur 1000 nie, Daar is nou 'n tweekie daar. Die 2 is by. So ek sê 1000 gedeel deur nog 1000 2 keer. En dis wat ek vir julle wou wys in hierdie ekstra stap. Net om te kyk of julle nog onthou hoe om hierdie tipe goed om te skakel. Ok, so ek gaan sê, op my sakrekenaar 15.200 gedeel deur 1000 kwadraat. En my antwoord is 0,0152 vierkante meter. Reg, nou is my antwoorde in dieselfde eenheid. Ek het 14 vierkante meter en daai een. En dan onthou julle die derde stap hierso. Die derde stap sê, die groot oppervlakte, so die oppervlakte van die muur, gedeel deur die oppervlakte van een baksteen. Ok, nou die antwoord by nommer 1 was 14, en die antwoord by nommer 2 is 0,0152, en dis albei vierkante meter, so my eenhede is dieselfde, ek het net so in jou sakrekenaar in, dan gaan jy antwoord kry. Dan moet jy jou antwoord afrond, tot die naaste heel getal, want dis bakstene. Okay. My eenheid is ook bakstene, want ek wil mos tel, eintlik, nee? Hoeveel bakstene het ek nodig? So hier om hierdie muur te bou, word ek 921 bakstene. En dis my sommetjie. Dankie dat julle gekyk het, onthou om te share, like, subscribe en deel te word van die whiteboard.